Goeienaand broeders en susters. Baie welkom aan julle almal vanaand. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet deel in ons ontmoeting met die Here. Ons net 'n paar afkondigings vooraf. Ons maak bekend met groot leedwese dat Jan Steenkamp, hy is donderdag oorlede. Hy was vir 'n baie lang tyd baie swak. En die Here het hom kom haal in sy swakheid. Hy is die eggenote van Sari Foster en dan die ouers van Cecilia Foster saam met Rihanna man. En sy begrafnis is eerskomende donderdagoggend 11:00 en dit gaan plaasvind by Klaradyn, by die aftreeoord waar Sari woon en Jan ook voorheen gewoon het, eerskomende donderdag 11:00. Dan herinner ons aan die Paas-sangdiens, komende Sondag aand om 6:00, normale tyd, groot geleentheid. En dan sal u merk in die nuusbrief dat ons gaan begin met 'n ondersteuningsgroep, maar ook daarmee saam uiteraard toerusting oor gelowiges, mense wat deur 'n rouproses gaan. Hulle het of geliefdes verloor, ouers, kinders, eggenotes, wie ook al. Ons gaan dit aanbied hier by ons gemeente. Dis baie welkom vir enige een om te kom deel word hiervan. Dis so ongeveer 13 sessies by mekaar kom. Ek kan meer daaroor lees in die nuusbrief. Daar is al 'n hele paar inskrywings. Dus kontak my gerus. Ons gaan dan 'n tyd reël, ons gaan 'n plek reël waar ons hiervoor by mekaar gaan kom. Ja, en dan het ek vanoggend 'n baie mooi tyd by Elsies rivier gehad, ons kleerling gemeente hier naby. Vir die van u wat nie weet waar hulle is nie. As 'n mens lughawe toe ry, hier, amper daar by jy afdraai na die lughawe toe hier met, wat is daai pad? Daar by die universiteit verby. Net voor jy links afdraai lughawe toe, daar draai jy regs af. In Elsies rivier, pragtige, mooi gelowiges wat daar by mekaar is, maar ek sê vandag vir mense wat my geruk het vanoggend is die groot werkloosheid onder hulle. Enorme werkloosheid. Jong mense wat nie werk het. En dan die hartseer verval in die gemeenskap as jy daar deur ry om dooie honde. Dit maak 'n mens hartseer, maar te midde van daai omstandighede is daar 'n gemeente van Christus wat die Here met blydskap dien. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, en dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing heerlik saam, Skrifpruiming 14:2, ons sing daarvan vers 1 en 2. Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, dan ken u die verloop van hierdie lied, dan staan daar, nog sal ek juig en bly wees in my God. Kom ons sing vers 1 en 2, Skrifpruiming 14:2.
Ons het nou al die lydingstyd betree, broeders en susters. Paasfees is naby, opstanding Sondag is naby. Ons is in die lydingstyd waarin ons dink aan die lyding van ons Here Jesus Christus. Ek lees daarom uit Lukas 9 vanaf vers 28. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anderster geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skare weer oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die hemel, of 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my seun wat ek uitverkies het. Luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders iets vertel van wat hulle gesien het nie. Ons lees tot sover. Ons gaan nou saam bid, maar ons gaan dit doen in die vorm van sang. Skrifruiming 5:3. Ons gaan dit sing as gebed, vers 1, vers 4 en vers 5. Jy sal merk dat dit aanbidding van die Here is ook in sy lyding, sy verlossing, dit wat hy gedoen het vir ons redding. Kom ons sing dit met daai ingesteldheid, Skrifruiming 5:3, 1, 4 en 5.
Ons bedien vanaand die woord van die Here, broeders en susters, uit die gedeelte wat ons saam gelees het, staan bekend as die verheerliking op die berg. En die tema is kruis of kroon. Kruis of kroon. Weet jy, nadat ons Here Jesus baie intensiewe werk, bedieningswerk in Galilea gedoen het, begin hy hom nou gereed maak om vir 'n laaste keer te gaan werk in Judea en dan spesifiek in Jerusalem. En ek dink jy kan verstaan dat dit 'n geweldige groot draaipunt was in die bedieningswerk van ons Here Jesus. Uit Galilea kom hy nou af na Judea toe, na Jerusalem toe. En ek dink u weet hoekom. Dink ons weet dit baie goed. Hy beweeg af want die tyd het vir hom gekom om die groot offer vir ons sondes te bring. Die tyd het vir hom gekom om gekruisig te word daar op Golgotha buite Jerusalem. En hy het dit geweet. En weet jy, die skaduwee van die kruis, kan ons sê, het al hoe meer op ons Here Jesus Christus begin toesak. In Kapernaum het die volk na die spysiging van die 5000 mense deur ons Here Jesus reeds baie prompt uit teen hom gestem as die Messias. Kan dit gaan lees in Johannes 6. In Caesarea Philippi het sy disippels baie mooi hom as die Messias erken. Dink aan Petrus se woorde. Maar 'n mens kom later agter tog het hulle voorbehoud gehad. 'n Messias wat moes sterf soos wat Jesus vir hulle vertel het, wat doodgemaak moes word, was eintlik vir hulle ondenkbaar. Eers later sou hulle dit verstaan. Sou hulle dit wat Jesus vir hulle gesê het, begryp. En dan was daar die verheerliking op die berg. Die verheerliking op die berg, waar ons Here Jesus ook self moes kies. Hy moes 'n keuse maak tussen die kruis, gaan ek hierdie pad loop om gekruisig te word, of verkies ek die kroon? Kom ek maak dit vir u bietjie duidelik. Nou, op 'n berg, dis heel waarskynlik die Hermonberg, lees ons dat ons Here Jesus besig was om te bid. Bidend is hy besig om homself voor te berei op hierdie laaste reis van hom na Jerusalem om gekruisig te word. En nou kan jy jou indink wat alles deur sy gemoed moes gegaan het. Hy is daar op die berg in gesprek met sy Vader. Hy praat met sy Vader oor hierdie dinge. En by hom is daar 3 van sy disippels, die binnekring van die disippels. Petrus, Johannes en Jakobus. Hulle is daar op die berg saam met hom. Weet jy, en dan gebeur die wonder. Ewe skielik word sy heerlikheid as die Seun van God sigbaar.
Ons lees, sy gesig het gestraal soos die son. Sy klere het skitterwit geword. Iemand sê so mooi oor dit wat hier gebeur, hulle sê, dis asof daar die strawwende hand wat op die Here Jesus lê, wat hom al verder in vernedering afdruk vanweë ons sonde, asof daai hand vir 'n oomblik gelig word. En ons sy goddelike heerlikheid kan sien. Sy goddelike heerlikheid word daar sigbaar. Petrus wat dit gesien het, sê later as hy sy brief skryf in 2 Petrus, dan sê hy, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Twee persone verskyn dan in die hemelse glans aan hom. Moses en Elia. Nou, Moses en Elia was figure uit die Ou Testament, né? Moses was die verteenwoordiger van die wet en Elia kan ons sê was die verteenwoordiger van die profete. En terwyl ons Here Jesus nou algaande besig is om die werk waarmee hulle begin het te voltooi, kom Moses en Elia om hom in daardie werk te ondersteun. Albei van hulle het reeds 'n Exodus beleef. Moses in Egipte, Elia is direk in die hemel opgeneem. En dan staan hier, en ons weet nie presies wat hulle vir ons Here Jesus gesê het nie, maar hier staan dat hulle met hom gepraat het oor sy Exodus, sy uittog. Sy uittog wat hy sou voltooi in Jerusalem. Hulle bemoedig hom. Hulle versterk hom vir hierdie swaar lydingstyd wat op hande is. Hulle bemoedig hom op hierdie pad na die kruis toe. Maar weet jy, op hierdie, mens kan sê op hierdie baie hoogtepunt word ons Here Jesus self voor 'n keuse gestel. Word hy voor die keuse gestel, kies ek die kruis, loop ek hierdie pad en word gekruisig, of verkies ek die kroon, die heerlikheid by die Vader? Hy word voor 'n keuse gestel, en hoe kom hierdie keuse na hom toe? Dit kom deur Petrus. Petrus kom en hy stel voor dat hulle vir Jesus, vir Moses en Elia 'n skuiling bou daar. Vir hut, neem net wat jy wil. Petrus wil so graag hê dat alles net so moet bly soos wat hy dit nou gesien het en beleef het. Om Jesus so in sy hemelse heerlikheid te sien, is vir hom wonderlik. Dis vir hom baie beter as daardie verskriklike ou lydingsweg waaroor die Here met hulle gepraat het, waarvan hulle vertel het. Daarom, kom ons hou dit so, kom ons bou 'n hut vir u, vir Moses en Elia. Wat sit hier agter? Die duiwel sit hier agter. Hy wil die kruis en die kruisdood van ons Here Jesus ter alle koste probeer voorkom. Kom ek stel dit sterker.
Hy wil voorkom dat die prys betaal moet word vir jou en my verlossing. Jesus kon alweer saam met Moses en saam met Elia gaan en hy kon weer die heerlikheid by sy Vader hê wat hy nog altyd gehad het. Of hy kan hier op aarde bly. Hierdie laaste reis na Jerusalem voltooi. Op Golgotha gekruisig word. Om mense te verlos. Sien jy, Petrus se voorstel was 'n versoeking aan ons Here Jesus. Versoeking om hierdie pad van lyding te ontkom. Om die dood te sy stap. Wat doen ons Here Jesus? Hy gee nie toe aan Petrus se versoek nie. En hiermee, broeders en susters, kies ons Here Jesus Christus doelbewus vir die kruis. Want dit is waarvoor die Vader hom na hierdie wêreld toe gestuur het. Hy weet dit. Dis sy roeping. Hy's gestuur, hy het gekom om mense te verlos. En dan so wonderlik as ons Here Jesus hierdie keuse maak. Ek gaan hierdie pad end uitloop. Dan omvou 'n wolk almal wat daar teenwoordig is. En hierdie wolk wat wil omvou, is teken van God se teenwoordigheid. En dan kom daar 'n stem uit die hemel. Stem wat sê: "Hierdie is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom." Dis die Vader wat hier oor sy seun praat. Soos by sy doop bevestig die Vader sy seun se keuse. En roep hy ons op om te volg, om na hom te luister. Weet jy, toe die disippels hierna letterlik skrikbevange is, toe hulle skrikbevange opkyk, lees ons dat daar ewe skielik niemand meer was nie, behalwe vir ons Here Jesus. Net hy. Want hy sal hierdie wêreld in sy nood nie in die steek laat nie. Hy weet, daar moet vir sondes betaal word. Hy weet, mense moet nuut gemaak word deur sy verlossingswerk en deur die Heilige Gees. Hy bly daar staan. Moet hy weet, die hele aarde moet nuut gemaak word. En hierna, wat doen hy? Hierna klim hy van die berg af. Dan begin hy vasbeslote die pad te loop na Jerusalem toe.
Hy gaan nou binnekort Getsemane in, waar sy sweet soos bloeddruppels sal word. Hy gaan Golgotha tegemoet. Daar waar hy sou uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy is bereid om hierdie offer te bring. Dink nie aan homself nie. Hy het vir jou en vir my voor oë. Hy het ons voor oë. As hy doelbewus hierdie lydingspad begin loop. Die lydingspad aanpak op pad na Golgotha. In die Christelike kerke, broeders en susters, het ons nou die lydingstyd betree. Dis hoe hierdie tyd van die jaar algemeen bekend staan. Dis hierdie laaste paar weke voor Paasfees, voor Paasondag, voor die viering van die opstanding van ons Here Jesus Christus. En weet jy, vir Christene was hierdie tyd nog altyd 'n baie kosbare tyd. 'n Besonderse tyd in hulle lewe. En mag ek vanaand net enkele sake vir u noem. Net enkele sake probeer uitlig. Ek weet daar's nog baie ander. Maar wat ek en jy kan gebruik om hierdie lydingstyd, 'n tyd van groot betekenis in ons lewe te maak. Ek wil graag 5 dinge vir ons uitlig. In jou eie Bybel lees. Gaan loop 'n bietjie in hierdie tyd. Bietjie saam met ons Here Jesus op sy lydingspad. Weet jy, dit is ongelooflik verrykend as 'n mens dit doen. Want dit help jou om die geweldige omvang van God se genade teenoor jou beter te verstaan. Het jy gebruik gerus hierdie boek van Prof. Tjaart van der Walt, die Messias het gekom. Dink baie van u het dit. Ek dink ons mediateek het eksemplare. Dink in die kantoor, kerkkantoor is daar eksemplare te koop. Maak daarvan gebruik om bietjie in hierdie tyd tree vir tree. En die boek doen dit nogal lekker kronologies. Om tree vir tree saam met Jesus te loop op sy lydingspad. Ek sê weer, dit is so verrykend. En soos wat jy lees, en dis die tweede hulpmiddel, soos wat jy die woord van die Here lees, daaroor nadink, sal die Heilige Gees jou tot verootmoediging voor God bring. Regtig. Want jy sal net keer op keer besef, kyk hoe groot is die prys wat hy bereid was om vir my te betaal. Kyk net, waartoe was hy bereid om my te verlos? Weet jy, broeder en suster, jy sal nie onaangeraak bly hierdeur nie. Maar jy sal op jou knieë kom voor die Here in skuldbelydenis. Maar terselfdertyd
in grenslose vreugde oor wat Christus vir jou en in jou plek gedoen het. Dis die tweede punt. Derde, skep vir jouself tye van stilte vir hierdie lees van die woord van die Here. En vir jou praat daaroor met God, jou gebed. Weet jy, ons is almal so vasgevang in 'n absolute gejaagde lewe van die een ding na die ander wat gedoen moet word, dat ons eintlik skrik vir stilte. Miskien verarm ons onsself in die proses. Ons moet by ons Here Jesus leer. Wat het hy gedoen by die verheerliking van die berg? Hy het opgegaan te gaan bid. Ons lees dat hy telkens in sy lewe plekke van stilte, van alleen wees opgesoek het, sodat hy kan bid, sodat hy met sy Vader kan praat oor alles, sodat hy sy hart kon oopmaak teenoor sy Vader. Hy het dit nodig gehad. Hoeveel te meer het ek en jy dit nie nodig? Om dit baie doelbewus te doen. Veral in hierdie tye waarin ons leef. Tye van stilte, van net kind wees by God, sy woord te hoor, met hom te praat. Dis die derde ding. Die vierde ding. Dink lydingstyd is ook tyd van nuwe toewyding aan die Here. As jy sien hoe hy alles gegee het, met getrouheid, met volharding, hoe hy letterlik bereid was om alles te gee vir jou verlossing, jou redding, dan gaan jy mos kyk na jou eie toewyding aan die Here, nie waar nie? Wat gee ek vir die Here? Gee ek my alles om hom te volg, om te dien? Dis tyd van nuwe toewyding. En dan in die laaste plek, skep moed in jou eie lyding ter wille van Christus. Skep moed in die vernedering wat jy deurmaak omdat jy 'n uitgesproke Christen is. Ons kinders begin dit al hoe meer beleef op skool. Skep moed in jou eie vernedering, jou bespotting. Daai teenkanting wat jy ervaar omdat jy Christus bely en hom volg. Soos hy, sal ons as sy volgelinge dit ook beleef. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Selfs met ons lewe. Maar hou moed. Hou moed ook daarin. Betaal die prys vir jou Christenskap. Want jy weet, Christus het gegaan na Jerusalem, Golgotha. Hy het oorwin. Hy het opgestaan. Hy is die magtige oorwinnaar. Jy behoort aan hom. En vir jou wag daar 'n oorwinnaarskroon saam met hom. Oorwinnaarskroon om te vier.
Amen. Kom ons sing lied 393. Daarvan vers 1, vers 2 en vers 4 en daarna gaan ek vir ons bid. 1, 2 en 4. Onse hemelse Vader, ons dankie vir u woord. En ons bid dat u ons sal help om werklik ook in hierdie tyd van die jaar saam met ons Here Jesus Christus sy leidingspad te loop. Seën daarvoor ons eredienste, seën daarvoor Here ons eie Bybel lees. En wil u deur u Gees ons werklik voor u verootmoedig. As ons telkens sien watter prys u vir ons moes betaal. Bring ons dankbaar bidend voor u op ons knieë. Geef vir ons die geloof om ons Here Jesus Christus voluit te omhels. As ons koning, as ons verlosser. En wil u Here deur u Gees in ons die ware blydskap gee van versoende lewe met u, 'n nuwe lewe. En mag ons telkens met nuwe waardering vir wat ons Here Jesus gedoen het, met 'n nuwe
vasgryp aan sy verdienste. Mag ons groei in ons blydskap en ons dankbaarheid voor U. Mag ons groei in 'n eie lewe van ware toewyding, van getrouheid in ons diens aan U. En mag daar uit ons lewe uitstraal 'n dankbaarheid, 'n vreugde. Ja, wat aansteeklik is. Dat die wêreld kan sien. Ons het waarlik vrede, rus en blydskap. Ons het die lewe in Christus. Seën daarom ons lewe deur die week. Seën ons omgang met U. Daardie tye waarin dit U in ons is. Mag ons hoor. Mag ons U woord verstaan. En mag ons met U ons Vader diepe geloofsgemeenskap tree. Bidend, dankbaar vir dit wat U gedoen het. U seun wat U gegee het, sodat ons mag lewe. Ons bid dit alleen om Christus ontwil. Amen. Ons liefdegawes vandag is vir die diakonale kas en vir die Bolandse bedieningsfonds. Jy kan dit elektronies afdra of by die deure. Oor die Bolandse bedieningsfonds, weet jy, ons is baie dankbaar daaroor. Ons is van die min klasse wat mekaar kan help om woordbediening te ontvang. Dis waarvoor hierdie bydraes gaan. Kom ons doen dit ook uit groot dankbaarheid. Kom ons sing lied 200 daarvan vers 1, 2 en 3 en daarna ontvang u die seën van die Here.
kyk nou hoe die Here vir jou seën en vat daai seën saam met jou in jou lewe môre, Dinsdag, Woensdag, die hele week en alles wat jy moet doen. Herinner jou aan hierdie seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal.